Ek wil begin vanoggend deur vir julle skrif te lees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Kan ek iets doen vanoggend? So 'n bietjie uit ons comfort zone uit beweeg. Julle weet, dis vir my eintlik awesome om te verstaan, dis wat die woord sê. En dit gebeur nog vandag. Is nog steeds dieselfde vandag. Amen. Die Heilige Gees nog nooit verander nie. Hy vul nog steeds mense. Mense praat nog steeds in tale. Halleluja. As jy in tale kan bid, vanoggend, net daar waar jy sit, ek gaan vir 'n paar sekondes of vir 'n paar oomblikke in die gees bid. Join my. Karabalishere boloto rogosha kalanimeto gora masate le kerebe sorka jaboro sharakalite rebe sheterebereto rebolo setara babara babakushtara galeri ki sorko jerabalaba robo serkelere bebe shorka lara mabaragatelo rebo setala mashata la bakita rabarabara bakuto geto moseta la babanda. Persoonlik is dit vir my een van die wonderlikste voorregte wat ek het in die Here, is om in tale te bid. Maar weet julle wat is vir my die awesome deel daarvan? Dit is nog steeds, dit gebeur vandag nog steeds. Met ander woorde, na 2+ 1000 jaar, doen die Here nog dieselfde dinge. En die Heilige Gees werk nog steeds, en mense word nog steeds vervul met die Heilige Gees. En mense praat nog steeds in tale. En baie mense wil hê die dinge moet verby wees. Dit is nie verby nie. Daar's net een ding wat ek wil sê, en dis waaroor dit gaan vandag. En dit is dat jy moet vervul word met die Heilige Gees om in tale te kan bid. Dit gebeur nie outomaties nie. Dis nie 'n kwessie van jy het dit of jy het dit nie. Dis hoe dit werk. En dis die realiteit van die koms van die Heilige Gees. En dis beskikbaar vir almal. En in die afgelope tyd toe ons nou die maandeaande so 'n bietjie gekyk het na wagters op die mure, was daar 'n paar mense wat na vore gekom het en gesê het, hulle is vervul met die Heilige Gees, maar hulle kan nog nie in tale praat nie. Hulle wil graag. En ons het vir 'n paar van die mense gebid en hulle het begin praat in ander tale. En al wat ek vir julle vandag sê, dis iets om hoe kan ek sê, uit te reik en die Here te vertrou voor. As jy nog nie vervul is met die Heilige Gees of nog nie in tale praat nie. Vader, ek bid vandag dat in die naam van Jesus dat U deur U Gees net opnuut in ons 'n honger en 'n dors sal bring. 'n Dors en 'n honger na U, Vader, in die eerste plek. Na die woord. Maar na Jesus. Maar ook 'n honger en 'n dors vir die Heilige Gees om te wees wie hy is in ons lewens. En dis waarvoor ons bid vandag, Vader. In Jesus naam bid ek dit. En ek dank die Heilige Gees dat U my help vanoggend om die woord effektief oor te dra. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek het verlede week met julle gepraat oor waaroor gaan kerk. En daar's 'n hele paar mense wat na my toe teruggekom het en vir my baie dankie gesê daarvoor en ek eer die Here daarvoor. Want op die einde van die dag is dit sy woord. En dis wat hy vir ons sê. En daar's nog baie meer om te sê. Maar daar's iets wat ek intussen verstaan het.
En as ek met julle gedeel het vanoggend, dan gaan julle agterkom, ek gaan niks niets met julle deel nie, maar julle weet, daar's een ding wat ek ontdek het in die geestelike lewe. Wanneer 'n waarheid vir my 'n waarheid word, wat in die skrif is, dan is daar altyd 'n dieper aspek en nog meer rondom daardie waarheid. So, wanneer ons gaan kyk na wat ons verlede week gesels het, as 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En dis waaroor dit gaan. Maar ek het, na aanleiding van wat ek in my hart ervaar het deur die week, met die feit dat dit nou vandag herdenk ons die uitstorting van die Heilige Gees, het ek regtig in my hart gevoel, ons het nodig om vanoggend so 'n bietjie saam met die disippels in daardie laaste ure voordat Jesus gekruisig is, te gaan sit en te luister wat Jesus gesê het. En ek gaan nie oor alles praat nie, dis te veel. Maar ek gaan 'n paar dinge uitlig. So join my saam met die disippels. Ja, ons voordeel is, ons ken die hele storie. Hulle het nie die storie geken nie. Hulle het nog nie eens geweet Jesus gaan gekruisig word. So met ander woorde, ons kyk terug. En dis vir ons wonderlik, as ons nou alles sien. Maar, as ons na Johannes 14 toe gaan, in Johannes 14 vers 16, moet net so toe gaan, Johannes 14 vers 16, sê Jesus, hy het nou net met die disippels gepraat, daar's soveel rykdom in hierdie paar hoofstukke, 14, 15, 16 en 17. Dis net awesome. Jy kan eintlik vir dae lank, weke lank stil staan by hierdie dinge wat Jesus gesê het. Maar hy het nou vir hulle verduidelik en gesê in vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En nog 'n paar ander dinge. Vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek wil amper sê, sy gebooie is die teachings wat hy gebring het. Vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee. En ek sal die Vader bid. En ons het nodig om te verstaan, Jesus, alhoewel as 'n mens nou vandag verstaan, is hy aan die regterhand van die Vader, en hy's altyd by ons en al daardie dinge, ons verstaan dit. Maar Jesus, toe hy hier met hulle gepraat het, was hy 'n persoon. Toe sê hy vir hulle, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die eerste ding wat vir my hier na vore kom, is die feit dat hy het gesê, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. So as ek weer gebore is, en ek is 'n kind van God, en dit gaan eintlik verder, en die voorreg om vervul te wees met die Heilige Gees, sê die woord, Jesus sê, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Nou Jesus sê self, aan die einde toe hy, net voordat hy opgevaar het in Matteus 28, die laaste vers, sê hy, en ek is saam met julle, ek is by julle tot aan die einde van die wêreld. Maar hier sê hy sal die Heilige Gees vir die Vader vra om vir ons die Heilige Gees te gee, om by my te bly tot in ewigheid. So met ander woorde, is daar een ding is wat ek nodig het om te verstaan, is dat die Heilige Gees as persoon saam met my is. En die woord sê ook, ek is die tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in my. So, met ander woorde, as hy by my is, vir altyd,
hy's by my, dan kan ek 'n verhouding met hom hê. Stem julle saam? Want hy's 'n persoon. Jesus praat nie van die Heilige Gees as 'n krag of 'n iets nie. Hy sê in die volgende versie, hy sê die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, want die wêreld sien hom nie. So dis 'n persoon en ken hom nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En op 'n stadium het ek ek dink in verlede jaar ergens het ek met julle gedeel. Jesus sê vir sy disippels, dis vir julle voordelig as ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Nou met julle, en ek het julle dit verduidelik, hoe was dit vir daardie disippels om saam met Jesus te wees vir 3,5 jaar? Om in die oggend wakker te word en bewus te wees van hom. Om hom te beleef, om te ervaar. En die Vader se teenwoordigheid was in Jesus. So vir daardie disippels om saam met hom te wees, was net awesome. En hy het altyd antwoorde gehad op al die vrae wat hulle hom gevra het. En hulle was getuienisse van hoe dat hy vir mense bid en mense genees raak en al daardie dinge. So daardie disippels het 'n wonderlike ervaring gehad. Nou sê Jesus vir hulle, dis beter vir julle, dis tot julle voordeel as ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Nou, ek hou van die Amplified, ek dink dit was nou opgewees, as jy na die Amplified gaan kyk, hoe hy dit, en ek het gaan kyk na die, en ek gaan nie nou Google nie, want ek het nou nog gaan kyk na die, in my voorbereiding het ek gekyk na wat gesê word oor die woord wat gebruik word as trooster, is parakletos. In die Amplified, en ek het nou gaan kyk na die woordeboek, en gekyk al die menings, of wat die woord parakletos, trooster kan beteken. En die Amplified, die dinge wat die Amplified noem, is baie interessant. Hy sê, the spirit of truth, dis vers 17, whom the world cannot receive. Okay, ek moet teruggaan na die vorige versie toe. Vers 16, and now ask the Father, and he will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby. Al daardie woorde is wat die woord parakletos, trooster, beteken. Daar's verskillende betekenisse wat die Grieke aan daardie naam verbind het. En dis nie eers die weergebore Grieke nie, dit was in hulle taal. En dit stem ooreen as jy na die gewone woordeboek gaan kyk wat hulle sê daarvan. Ek sê weer vir julle, comforter, counselor, raadgewer. Ons praat van berading. Een van die dinge wat die Heilige Gees doen is om ons te beraad. Ek weet van mense wat 'n verhouding met die Here het, wat hulle vra. Sê Here, nou hoe werk hierdie ding nou? Verduidelik vir my. En ek praat nie net van geestelike dinge nie. Met ander woorde, die Heilige Gees kan jou raad gee. Here, wat moet ek doen in hierdie situasie? Here, Heilige Gees, gee vir my raad. Hoe moet ek hierdie ding hanteer? Here, wat moet ek nou doen? Heilige Gees, wanneer moet ek plant? Dis die verhouding wat ons met hom kan hê. Raadgewer, helper. Hy's daar om my te help. Ons het nou gekyk na Romeine 8 vers 26 en 27. Net so kom die Heilige Gees ons swakhede te hulp
want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die gedagtes en die bedoelinge van die Gees is. En die Heilige Gees bid vir ons volgens die wil van God. Dis wat die Heilige Gees doen. So hy kom my te help in situasies waar ek nie weet wat om te bid nie. Kom help die Heilige Gees my. En tale speel 'n belangrike rol daarin. In die afgelope, dis nou 'n lang tydperk. Ek praat nie van 'n paar weke nie, ek praat nou al van lank al. Poog ek, en is ek ingestel om in die Gees te bid. Soos ek het julle al gesê, as ek in die kar klim, dan bid ek in tale. As daar 'n situasie is, as ek deur die dorp ry, dan bid ek vir die dorp. Sharabakulurubushiti murukubusitara. En ek weet ek bid volgens die wil van God. Nie my eie gedagtes. Intercessor. Hy praat nou eintlik daarvan. Advocate. Hy's daar om my te verdedig. Julle sien, Hannes en Liana, hulle is hierso. Is hulle hier vanoggend? Nee, hulle is nie. Hulle is 2 advokate. Is hulle hier? Waar is hulle? Julle sit op 'n ander plek. Hoekom sit julle daar? As ek reg sê, julle staatsaanklaers. Ek het dan by hulle gaan sit en gesels oor hierdie hele ding met hulle. Aanklaer. Daar's 'n aanklaer wat ons vyand is. Die woord van die Here sê in Openbaring 12 sê hy, die aanklaer van die broeders wat hulle dag en nag aankla. Die Heilige Gees is daar om my te verdedig en my te herinner wat die woord sê. Om vir my te sê, daar's geen veroordeling nie vir die wat in Christus Jesus is. Hulle sal nie 'n saak aanvat as hulle weet daar's nie 'n moontlikheid van 'n vonnis of 'n skuldigbevinding nie. Dan mors hulle tyd. Maar die woord van die Here sê, daar's geen veroordeling nie. En dis wat die Heilige Gees kom en my help en my herinner aan wat die woord sê, wat Jesus se bloed vir my doen. En dan die ander een is die strengthener. Hy versterk my, stand by. Hy's by my. Hy staan my by. Hy help my. En dit is wat ons, dis die realiteit, broers en susters, van hierdie hele ding. Om te verstaan wat die Heilige Gees vir ons, wie hy vir ons is. Nou, ek wil vir julle 'n interessante ding lees. In hierdie selfe hoofstuk, vers 26. Ek sal graag wil hê, ons moet kyk, wat sê hy, in Johannes 14, vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, in my naam sal stuur. Wat die Vader in my naam. Nou, die Amplified help ons weer. Hy sê, die Amplified sê, in my place. Interessant. Nommer 2, to represent me. Daardie een is, to act on my behalf. Dis wie die Heilige Gees is. Die Heilige Gees het gekom in Jesus se plek. Met ander woorde, in daai konteks, ons moet dit nou verstaan. Jesus het nie, as nie hemel toe en nou sê daar nie. Hy het aan die ander kant het hy gesê, hy is saam met ons. En partykeer is hierdie dinge vir ons 'n mystery hoe dit werk, en ek verstaan dit. Maar dis wat die woord sê, in my place, to represent me, act on my behalf. Nou, onthou julle verlede week het ek vir julle gesê, dis vir ons belangrik. Want ons is hier by mekaar, en die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader.
So Jesus is hier. En daar's twee woorde wat in die Afrikaans wat ek gesê het. Die een is om hom te herken. Met ander woorde, bewus te word van hom. Te weet hy's hier en ingestel te wees op hom. En die ander een is erken. Om te sê, Jesus, ons sien U, ons weet U's hier, ons erken U. Nou, die Engels sê, to recognize and to acknowledge. Maar julle sien, Jesus sê nou net, het hy ons gelees, hy het in my naam sê, Jesus het die Heilige Gees gekom, to represent me. So die feit dat Jesus daar is, die Heilige Gees is daar. En hy verteenwoordig Jesus in ons midde. So jy kan nie daai versie eintlik in 'n sekere sin lees sonder om bewus te word van die Heilige Gees nie, want dis net soveel as wat ons Jesus se teenwoordigheid erken, moet ons bewus word van die Heilige Gees. In 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So met ander woorde, die Heilige Gees is 'n persoon. En daarom is dit vir my en vir jou belangrik om hom ruimte te gee, om te erken. Nou wil ek vir julle 'n skrif lees in 2 Korintiërs hoofstuk 3. Wat die verskil is wat die Heilige Gees bring. 2 Korintiërs 3 vers 6. Ek lees dit weer in die Amplified. Hy sê, for God, who said, let light shine out of darkness. Nee, ek is by hoofstuk 4. Hy sê in vers 6 van 2 Korintiërs 3. It is he who has qualified us, making us to be fit and worthy and sufficient as ministers and dispensers of a new covenant of salvation through Christ. Not ministers of the letter. Ons is nie, hy praat met diegene wat die woord bedien, en ministers, maar eintlik is dit almal van ons. Not ministers of the letter, of legally written code, but of the Spirit. Met ander woorde, as ons gaan poog om, ek wil amper sê, die woord te bedien, sonder die hulp van die Heilige Gees, die Afrikaans sê, want wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewe. The letter kills, en ek het dit nou net vir julle gelees hier, so hy sê, for the code of the law kills, but the Holy Spirit makes alive. Die Heilige Gees, ons kan eintlik nie die woord van die Here lees sonder die Heilige Gees nie. Want die Heilige Gees lei ons in al die waarheid in. Dis wat hy gekom het. Nou, as ons verder gaan, en nou wil ek vir julle terugvat na Handelinge hoofstuk 2 toe. Ek lees vir julle hierdie dinge, want dit is vir ons belangrik om hierdie dinge te verstaan. Op die dag van Pinkster, ek het nou vir julle gelees die eerste paar verse van die uitstorting van die Heilige Gees. Nou wil ek vir julle lees waar Petrus opgestaan het, met die 11 en sy stem verhef het en hulle toegespreek het. Ek wil net vir julle dit noem. Ons het daarvan gepraat, ek het genoem toe ons die Passion of the Christ gekyk het ek daarna verwys. Wat in Petrus se hart moes gebeur het, toe hy agtergekom het, Jesus het vir hom gesê, jy gaan my verloon. En hy Jesus verloon het. Dis so maklik om daar te wees waar Petrus was en agter te kom, maar ek het nou die Here verloon.
Ek het hom teleurgestel, wat jy dit ook al sê. En baie keer sal mense opgee op hulle self, omdat hy die Here teleurgestel het. En hy voel die Here wil nou niks verder met jou uit te waai nie, want kyk wat het jy gedoen. Dis nie wat Jesus gedoen het. En eintlik later aan, as jy in hoofstuk 21 van Johannes gaan lees, dan sien jy hoe Jesus Petrus herstel. En vir hom sê, pas my skape op, voed my skape. En eintlik hom herstel. Daardie Petrus wat Jesus verloon het, staan hier op voor almal. En hy sê, hierdie mense is tog nie dronk soos wat julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. Iemand het eendag dit verwys. This is that. Dit wat Joël gesê het, dit is wat hier gebeur. This is that. En wat is that? In die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters. En daar's nie ouderdomsbeperking nie. Klein kindertjies. Kinders, 3-4 jaar oud, kan profeteer. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. Wat vir my belangrik is om hier te verstaan is, en ons het gewoon daaraan geraak. Daar sal partykeer mense na ons toe kom en sê, ek het dit gedroom. Nou weet ek, 'n mens kan allerhande drome droom, en ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar die woord sê, een van die resultate, een van die dinge wat sal gebeur, as die Heilige Gees kom, is daar sal geprofeteer word. En dit is interessant, hoeveel klem daar gelê word op profeteer. En ek verstaan, hierdie is die woord van God, en alles wat geprofeteer moet in lyn wees met wat die woord sê. Maar dis 'n manier wat die Here gekies het om te kommunikeer. En ons het nodig om dit te verstaan. En te verstaan in die konteks van wat dit beteken en wat die Here dit voor bedoel het. Profesie is nie the beginning and the end of all nie. Dis die begin en die einde van alles, die woord. Maar die woord is duidelik. Hy sê, sal ek van my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien. Die Here gee visies vir mense. Toe Linus hulle destyds, toe ons in die mofsaal was, dis baie jare terug, hier in die begin 90's, was ons in die mofsaal gewees, het ons daar kerk gehou. En hulle het een oggend 'n vroue bidtuur gehad. En die oggend toe hulle die vroue bidtuur gehad het, het een van die mense, 'n vrou wat werklik wat ons op 'n stadium begin verstaan het. Sy hoor van die Here. Haar naam was Martie Grobler. Weet nie, dit is nie familie van julle nie. Maar in elk geval, Martie was baie sensitief vir die Heilige Gees. En sy het 'n visie gehad. En sy het dit in daardie bidtuur en dit neergeskryf. Dis een van die visies wat eintlik wat gekom het en wat eintlik bevestig baie van die dinge wat die Here besig is om te sê. Dit was al daai tyd. So met ander woorde, dit het gekom in die vorm van 'n gesig wat sy gesien het. So dit gebeur. Ek sê altyd, ons moet dit toets aan die woord. Altyd. En dan die ander ding, drome droom. Ons sê, die ou mense sal drome droom. So ek is veronderstel om te droom. Baie te droom oor goeie. Maar ek het al
significant drome in my lewe gehad. Ek gaan nie nou daarop ingaan. Maar dis wat die Here doen. Maar dit is ook nie beperk tot net die ou mense. Ek dink dis om alles te dek. Jong mense, ou mense, sien gesigte, drome, profeteer. Maar dit is iets wat gebeur wanneer die Heilige Gees teenwoordig is. Wanneer die Heilige Gees erken word, wanneer die Heilige Gees ruimte gegee word om te funksioneer, dan sal hierdie dinge gebeur. En ons het nodig om ag te slaan daarop. En baie keer kan ons die Heilige Gees bedroef en te sê nou huis. Kan nie dit aanvaar nie. Maar dit is hoe dis maniere waarop die Heilige Gees ek wil amper sê kommunikeer. En ek het al gepraat oor die ander maniere wat die Heilige Gees mense lei. OK. So met ander woorde, ek wil net ons bewus maak van die feit dit wat die Heilige Gees doen. Een van die dinge wat ek net vir julle wil lees in Johannes hoofstuk 16 vanaf vers 13 tot 15 in die besonder. Hy sê daar, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So die eerste ding wat ek sê is die Heilige Gees lei ons. We are guided by the Holy Spirit. Daar's 'n versie in Romeine 8 ook wat ek wil dit vir julle net lees, vers 14. Wat hy sê, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Those who are led by the Holy Spirit. Met ander woorde, die Heilige Gees lei ons. Hy sal ons in die hele waarheid lei. Dan sê hy sal nie uit homself spreek nie. Met ander woorde, die Heilige Gees spreek. Hy spreek nie net uit homself nie. Hy spreek nie sy gedagtes nie. Ons lees dit hierso verder. Hy sê, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. Wat hoor hy? Hy hoor van die Vader en Jesus. Want hy sê ook in volgende versie, sê hy sal dit neem wat in die Vader is, en dit wat in Jesus is, en hy sal dit aan ons verkondig. Ek sê altyd, as jy toelaat dat die Heilige Gees in jou lewe werksaam is daar twee dinge wat die uiteinde daarvan sal wees. Jy gaan Jesus leer ken en hom beter leer ken, en jy gaan die Vader leer ken en jy gaan hom beter leer ken, want die Heilige Gees, dis wat hy doen. Hy help jou om te verstaan. Een van die mees een van die versies wat my die meeste seën in die afgelope jare wat ek in my verhouding met die Vader, wat hy sê in Romeine 8 vers 15, die laaste deel, dan sê hy, dan praat hy van ons het die gees van aanneming ontvang. In the bliss of which we cry, Abba Father. Deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees help ons om ons verhouding met die Vader te vestig. Hy roep in ons uit, Vader, Abba Vader. Dis die werking van die Heilige Gees in ons lewens. En dis wat ek nodig het om bewus te word van. Dis wie die Heilige Gees is. En so kan ek aangaan. So broers en susters, wat ek vanoggend vir julle sê, is dat die Heilige Gees is vir ons gegee. En is vir ons belangrik om hom in die proses wat ons Jesus erken en herken. We need to be aware of the Holy Spirit. Ons het nodig om bewus te wees van wie die Heilige Gees is en wat hy doen. En om toe te laat om te doen wat hy doen. En dis een van die dinge waaroor dit gaan op die einde van die dag. Dis een van die dinge waaroor dit gaan wanneer ons praat van wat is kerk. Vir my is daai skrif,
skrif wat ek vir julle gelees het in 2 Korintiërs 3 vers 6. Dis een van die skrifte wat my hoe kan ek sê, as 'n leraar van die woord, my challenge. Want hy sê die letter maak dood. Die letter maak dood. Hoor wat ek sê, die letter maak dood. Dis moontlik vir my en dit het al gebeur. Hier van hierdie preek so lank wat ek die letter gepreek het. Maar dis waarvoor ek die Here vertrou, is om my te help dat ek insig kry en verstaan sodat ek vir die gemeente die woord kan bedien deur die Heilige Gees. Dis waarom julle vir my moet bid. Want die woord sê die Gees, die Heilige Gees maak lewe. En dis wat ek begeer. Vir elkeen van ons wat hier voor staan om die woord te bedien, vir elkeen van ons wat hier sit, maak nie saak waar jy wat, dit geld vir ons almal. Dis nie, as ek baie keer gebeur het, ek kan 'n woord hierso uitkry en dan dit vir mense sê, ek praat nou nie van noodwendig in die kerk nie, maar die woord wat ek vanoggend ervaar het, in my gees het ek ervaar, ek moet dit sê, Hebreërs hoofstuk 13 vers 5. En ek weet, hier's mense wat dit gesit het en dit ontvang het, en die Here het hulle bedien. Wat vir hulle hoop gee, wat vir hulle sê, wow, die Here sê, hy is nie klaar met my nie, die Here het nie opgegee op my lewe nie. Ek wil vandag vir u sê, as daar een ding is wat ek vandag vir hierdie gemeente sê, God is nie een wat opgee nie. Ons mense gee op mense se lewens. Ons sê, ek gaan afsluit met hierdie storie. Chris Wellington, ons was op 'n stadium met ons kursus gedoen by van Bethel in Redding, Amerika. En Chris Wellington het op daai kursus was daar dinge, lering wat hy gegee het. En hy het vertel van toe hy begin profeteer het, want hy's 'n profeet en hy deel geword van Bethel. En hy's uitgenooi na 'n gemeente toe. En ek kom by die gemeente. Nou, uit die aard van die saak, julle weet hoe werk het. Wonderlik is 'n mens 'n profetiese woord kry en hy roep 'n persoon uit wat die Here op sy hart lê en hy wys ou uit en hy begin te profeteer oor daai persoon. Ken niemand nie, weet nie wie die persoon is nie, maar hy profeteer. Toe hy na die tyd saam met die pastoor gaan eet, toe sê die pastoor, ek wil net vandag vir jou sê, daai ou wat jy daar uitgeroep het, en wat jy oor geprofeteer het, al hierdie goeie dinge wat die Here doen en gaan doen in sy lewe, en hy is die washout in die gemeente. En die pastoor was kwaad vir hom. Hy sê, jy weet, in homself sê hy net, ek lewer die pakkie af, verder het dit is nie my saak, ek bedoel. En die pastoor was hom kwaad. 3 of 4 jaar later kom hy terug by daardie selfde gemeente. Daai pastoor kom na hom toe. Hy sê vir hom, daai man vir wie jy geprofeteer het daai tyd, hy vra hom eintlik vir Chris Wellington om verskoning. Hy sê, na daai woord wat hy ontvang het sy lewe so verander. Daai man hy's deel van die gemeente, hy bedien, hy's 'n groot bate vir hierdie gemeente. Vra hom verskoning. Jy sien, dis wat die Here doen. So ek wil dit bevestig. Baie keer sal ons opgee op mense, op onsself. God doesn't give. Is dit vandag die enigste ding is wat jy gehoor het? Weet dit dat jy weet.
God has not given up on you. En die Vader het jou beet, of jy dit nou wil weet of nie. Hy het jou beet. And he won't let go. Ons bid saam. Die gebed van my hart is, Vader. Ek glo soos ons almal vanoggend hier saam is, het ons 'n vars invulling van die Heilige Gees nodig. Stem julle saam met my? Die woord sê, word in Efesiërs 5 sê hy, word met die Gees vervul. Dit beteken, dit gaan aan. So vanoggend sê ek, as dit die behoefte van jou hart is, vir 'n vars, nuwe vervulling met die Heilige Gees, dan wil ek jou vra om te staan volgens. Jesus het gesê, as ons dors het, moet ons na U toe kom en drink. En dit is wat ons wat staan vandag. Ons het gekom om te drink. We've come to drink, Holy Spirit. Bid saam met my, sê, Here Jesus, vul my opnuut met U Heilige Gees. Ek ontvang nou 'n nuwe, vars vervulling met die Heilige Gees. En ek ontvang dit in die geloof. En ek dank U daarvoor, Vader. U het gesê, as ons vra vir die Heilige Gees, Vader, sal U dit vir ons gee. Dankie dat U my opnuut gevul het. Opnuut gevul het met die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Ek kan julle nou nog langer besig hou. Ek kan julle vertel van toe ek vervul is met die Heilige Gees, het ek net, my vrou sê, ek weet, ek gaan dit nie doen nie. Maar moenie gaan op gevoel nie. Gaan op die feit dat jy gevra het. En verwag dit. En in die naam van Jesus, as gevolg daarvan gaan daar drome wees, gesigte wees, profetiese woord wees. Stem julle saam? In jou lewe. Amen. Ons maak net ons hoofde, ons oë toe. Ek gaan 'n gebed bid volgende. As jy hier sit en jy het miskien nog nooit die sekerheid gehad dat jy 'n kind van God is nie, nog nooit Jesus aangeneem het nie, dan wil ek jou die geleentheid gee om hierdie gebed te bid. En hierdie gebed is 'n eerste stap om Jesus in jou lewe te hê, om Jesus aan te neem. So as jy vandag nog nooit daai gebed gebid het en jy wil 'n kind van God word, jy wil weergebore word, bid hierdie gebed agter my aan. Sê, Hemelse Vader, ek bely vandag dat ek glo dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo, God, dat U Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Ek bely vandag, Jesus Christus is nou my Here. Dankie Jesus.
Jy hierdie gebed, terwyl almal se hoofde gebuig is en oë toe is, jy hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, wil nie net vir my jou hand opsteek nie, asseblief. Enige iemand wat vanoggend hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, is daar enige iemand? Steek net jou hand op, asseblief. OK. Julle kan na my kyk. As niemand nog ooit vir jou gebid het, of as jy nog nooit voorgebid is vir die vervulling met die Heilige Gees nie, gaan ek jou uitnooi om na die tyd vorentoe te kom. En hier sal mense wees wat vir jou bid om vervul te word met die Heilige Gees. So ek noem dit net. Iemand van julle sukkel om in tale te praat, jy is vervul met die Heilige Gees, daar is vir jou gebid, dan gaan ek jou uitnooi om vorentoe te kom, dat ons saam met jou kom. Ek gaan vir julle die seën van die Here uitspreek. The Lord bless you and keep you. Met ander woorde, die Here beskerm jou, en dis iets wat ons die Here voor kan vertrou. Dat hy ons beskerm wanneer ons op die pad gaan, waar ons by huis is, waar ook al. Ons kinders. Dis eintlik 'n woord van die Here hierdie. Ontvang dit vandag. The Lord make his face to shine upon you and enlighten you. Die Here verlig ons oë, dat ons kan sien. And the Lord is gracious, kind, merciful, and giving favor to you. Die Here se guns is op jou. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace. Gaan in hierdie vrede vandag, in Jesus naam. En moenie hier uitstap as jy behoefte het om nie vorentoe te kom. Baie dankie, Here seën julle.